onder die kruis aan my heilandse voet, neel ek daar neer met 'n bang gemoed. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Ja, Here sy die lam. Here sy die lam, halleluja. Ja, Here sy die lam. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Dan sing ek Here, ja, Here sy die lam. Nou is ek vry van my sonde en skuld. Jezus, my Heer, het my straf vervul. Daar by die kruis bring ek om hulde. Ja, Here sy die lam. Ja, Here sy die lam. Halleluja, Here sy die lam. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Dierbare Jesus, hy red ook vir my. Ja, hy maak my van my sonde vry. En met sy liefde bly hy naby. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. O, Here sy die lam, halleluja, Here sy die lam. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Kom tot die water so ryk en so soet, werp jou daar neer aan die heilandsvoet. Daar word gemaak deur sy dierbare bloed. Ja, Here sy die lam. Halleluja, Here sy die lam. O, Here sy die lam. Ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Prys die Here, Here sy die lam. O, Here sy die lam. Ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Ja, Here sy die lam. O, Here sy die lam. Ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Prys die Here, ja, Here sy die lam. Halleluja, Here sy die lam. O, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. Prys die Here, Here sy die lam. Halleluja, Here sy die lam. O ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek Here, ja, Here sy die lam. O ja, prys die Here, halleluja. Prys die Here. By hom skyn my siel in die skeur van die rots wat staan in 'n verdorstige land. En daar in sy liefde, daar skuil ek so diep. Oorskadu deur sy liefde hand. Ja, oorskadu deur sy liefde hand. Ja, by hom
in die skeur van die rots wat staan in 'n ver dorstig land. En daar in sy liefde daar skuil ek so diep, ja, oorskadu deur sy liefde hand. Ja, oorskadu deur sy liefde hand. O, by hom skuil my siel in die skeur van die rots wat staan in 'n ver dorstig land. En daar in sy liefde daar skuil ek so diep, oorskadu deur sy liefde hand. Oorskadu deur sy liefde hand. Prys die Here, halleluja. Ja, by hom skuil my siel in die skeur van die rots wat staan in 'n ver dorstig land. En daar in sy liefde daar skuil ek so diep, oorskadu deur sy liefde hand. Oorskadu deur sy liefde hand. Oh, halleluja, dankie Here Jesus, ons prys. By U skuil ons siel in die skeur van die rots. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here. Vader, onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus, dat U die deur is tot die Vader, maar ook vir ons geword het, die skeur in die rots. Ewig rots, geklief vir my. Laat my skuiling by U kry. Laat die water en die bloed. Ja, prys die Here. Dankie. Toe U in die sy gesteek is, het die water en die bloed uitgevloei. Ons gee aan U al die eer, dat ons het 'n veilige skuilplek deur U bloed in die skeur van die rots gekry. En Here, ons weet, terwyl dat ons daar is ons veilig. Ons siele word deur U daarin bewaar. Ons weet ons liggame, Here, sal baie dinge oorkom. Maar siele skuil in die skeur van die rots deur die bloed. En dankie dat U liefdeshand die skeur toemaak om ons behoue te laat bly in U. Verheerlik U dag, dan in hierdie dag in elke een van ons se lewens. En laat U geëer en geprys en aanbid word vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, soos die woord sê, dit wat die oog nie gesien het en die hart nie opgekom het, die oor nie gehoor het, Here, wat die verstand nie kan verstaan het, U berei. Maar ons dankie dat ons dit wat U berei het alreeds kan belewe in Christus Jesus.
Halleluja, want U is 'n wonderbare God en Heiland. En daarvoor wil ons U al die lof bring. Here, ons weet, ons is dit alles nie waardig. Maar deur U bloed het U ons waardig gemaak om deel te hê aan alles wat U gedoen het. Ons wil baie, baie dankie sê vir 'n voorreg. Here, dat ons Jesus leer ken as gekruisigde en wie se bloed vir ons vergiet is, sodat ons daardeur gereinig kan word, gered kan word, verlos kan word, vrygemaak kan word, vergewe kan word. En ons wil net baie, baie dankie sê, Here, vir die werking van U kosbare bloed. En ons bid in hierdie dag weer saam, as ons in die woord lees, dat Jesus is verkondig in Handelinge as gekruisigde, as die een deur wie se wonde die bloed gevloei het. En ons sien hoe dat die apostels in Handelinge die kruis en die bloed en die wonde van Jesus gebruik en hulle siekes gesond gemaak. O Heer, daar is geen ander middel behalwe U bloed nie, en daarom wil ons bid vir almal wat siek is. Want deur U wonde waardeur die bloed gevloei het, is daar genesing vir elkeen. En ons dank U op grond van U goddelike woord, kan ons die bloed van die Here vra oor elkeen, terwyl ons bid vir genesing. Wil ons aan U die eer bring, dat U die groot geneesheer is, en dat U die een is, wat goddelike genesing skenk, aan elke sieke. Daarom kom ons in die naam van Jesus, en ons wil elke krankheid bestraf. En ons wil uitroep, Here, laat in U naam daar genesing sal wees vir elke ene wat siek is. In hierdie oomblikke, in U wonderlike naam, en ons prys U daarvoor. Halleluja, halleluja, dankie Here Jesus. So bid ons vir elke gebedsversoek. Ons weet, daar is mense wat alleen is, en alleen sit, geen ondersteuning het. Maar Here, hulle het 'n gebed en 'n versoek wat hulle noem voor U aangesig. En ons wil saam bid vir elkeen wat 'n gebedsversoek het. En ons wil vir hulle die versekering gee. Dit wat U gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal U uithelp, en jy moet my eer, Here. Elke gebedsversoek is 'n benoudheid. Here, want daar is 'n werk wat U moet doen. Daar is verandering wat U moet bring, uitkoms wat U moet gee, 'n wonder moet laat gebeur. Maar ons dank U dat U die een is wat gesê het ons moet bid. En ons dank U in hierdie oomblik dat ons weet dat elke gebedsversoek hoor U en antwoord U. Halleluja. En ons wil U loof daarvoor doen. So bid ons weer eens, Here, vir almal wat reën nodig het. U weet, en U is bekend met elke plek, en met elke ene wat op so 'n plek bly. Here, vir opvolgreën, ons dank U vir dit wat U alreeds gegee het nou. En ons wil U net eer vir al die reën wat ons alreeds ontvang het. En ons dank U, Here, dat U ons so ook hoor en antwoord. Ons eer die Here vir sy goedheid, en ons loof hom tot in alle ewigheid. Verheerlik nou U naam ook, terwyl laat ons gaan luister na die woord. En Here, laat die Heilige Gees, wat U gegee het en gestuur het,
waarlik ons sal leer en lei in die volle waarheid, die hele waarheid, sodat ons deur dit wat die Heilige Gees ons ingeleer en gelei het, die woord van die Here in waarheid kan oordra, gedrywe deur die Heilige Gees. Laat U verheerlik word, want dis U woord, en U is die woord, die gesalfde woord van God wat lewe tot in al die ewigheid. Laat ons ore sal hê om gehoorsaam te wees aan U woorde. En nie net gehoorsaam, maar U woorde sal bewaar. U woorde sal lief hê. Here, want ons weet elkeen wat U woorde lief het. Dit is hulle wat U ook lief het. En Here, en die Vader sal so een ook lief hê. En U en die Vader sal kom woning maak by daardie persoon. Help ons, dat ons alles in die stryd sal werk, om U woorde lief te hê, gehoorsaam daaraan te wees, en dit sal bewaar. Here, want dis die vereiste wat U self gestel het in die evangelie van Johannes. Halleluja, sodat elke oor ook bestryk kan word met die bloed van die lam, sodat hy wat 'n oor het kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ons eer U daarvoor in U wonderlike naam, en ons dank U vir U goedheid. Seën U woord nou in elke een se hart, in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar teenoor die Here, dat ons dan in hierdie oggend ook saam kan wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ek is so dankbaar teenoor die Here, dat ons hierdie wonderlike evangelie, ek wil dit weer noem, die bloed-evangelie. Die woord praat van, hy sê dit in Jesaja, ek kan net kyk of ek dit vinnig kry, dit is Jesaja 49, Jesaja 52, hy sê, die 7de vers, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat die goeie tyding bring, wat verlossing uitroep. Hier is 'n wonderlike ding, dat die evangelie wat ons verkondig is goeie boodskap. Vrede laat ons hoor, goeie tyding wat ons bring, wat verlossing uitroep. Dis interessant. Dit is die evangelie wat ons moet bring. Halleluja. Wat aan Sion sê, jou God is koning. So, wat hier gebeur is, dat hierdie evangelie wat ons verkondig, en alles wat ons verkondig, is daar net een ding wat geld, en dit is, ons moet verlossing uitroep. Nou, waardeur kom verlossing? Paulus sê dit, hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Dit meen dit wat hy hier in Jesaja 52 vers 7 sê, werk alles deur die bloed. Niks anders. Dis wonderlik, daar is niks bygevoeg nie. Dis net dit. Want ons moet die evangelie van vrede verkondig. Ons moet die bloed-evangelie verkondig, want dit is goeie boodskap. Ek weet, dit gee vrede. Halleluja. Dit is 'n goeie tyding en dit roep die verlossing uit. Alles deur die bloed van Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik dat ek dink dat ons moet meer kennis opdoen oor die bloed van Jesus Christus, as wat ons ooit in ons lewe opgedoen het, want ongelukkig het ons op die plek gekom waar hierdie evangelie
dit wat hy in die 7de vers sê, nie tot sy volheid kan kom nie, omdat die bloedevangelie nie meer verkondig word nie. En daarom wil ek saam lees in hierdie môre in Romeine 8 vers 1. Dit was in my wonderlik toe die Here dit vir my gegee het. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Nou hierdie ding is wonderlik. Ja, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Want om in Christus te kom, halleluja, om in Christus te kom, moet jy saam met hom gekruisig word. Jy moet saam met hom sterwe. Halleluja. En die oomblik wat jy saam met hom gekruisig word, dan word jy nie met die bloed bestryk alleen, maar omdat hy die rots is wat geklief is, dit meen aan die kruis is dit gedoen. Ewig rots geklief het, laat die water en die bloed, halleluja, die water en die bloed, deur dat hy geklief is, kan ek deur die bloed in Christus kom. En wanneer ek in Christus kom, dan is ek in sy bloed. En in sy bloed en deur sy bloed het ek die saligheid. Halleluja. En omdat ek, is baie interessant, alleen deur die bloed is daar geen veroordeling verder. Waarom? Want die woord sê, ons is geregverdig van die sonde deur die bloed van Jesus. Waar het ons dit gekry? Toe ons saam met hom gekruisig word. Ek wil net dit sê. Jy kan alleen saam met Christus gekruisig word. As jy die boodskap van die bloed en dat Jesus vir ons gekruisig is en gesterf het en sy bloed vir ons vergiet het en dat deur hierdie bloed daar vir ons vergifnis en reiniging van sonde is en dan as ons sondes bely met berou en trane en smeekinge dat die Here ons moet vergewe en ons moet reinig deur sy bloed. Nou broer, wanneer dit gebeur, dan word ek in Christus opgeneem, sodat ek saam met hom deur sy bloed gekruisig kan word. Halleluja. En hierdie kruisiging word genoem die kruisdood van Jesus. En omdat ek saam met hom gekruisig word, in en deur sy bloed, word ek ook dit deelagtig wat hy genoem word, die dood van die kruis. Nou, ek sterwe nou ook die dood van die kruis. En wat hier interessant is, en ek wil dit net vooruit sê, en dit is, jy kan nie begrawe word voordat jy nie gesterf het. En dis waar die geheim lê. Die doop in water is 'n begrafnis. Ek kan nie daar uitkom voordat ek nie gesterwe het deur saam met Christus gekruisig te word aan die kruis. Ek moet die kruis dood sterwe, want ek is skuldig aan die dood.
En die Here Jesus was onskuldig aan die dood gewees, maar God het hom sondig gemaak en hy word skuldig aan die dood van die kruis en hy moes die dood van die kruis sterwe en sy bloed moes vergiet word. En nou eers kan ek begrawe. Halleluja. Prys die Here. Dit is waarom daar geen veroordeling is vir hulle wat in Christus is nie. Mense dink om in Christus te kom eers later, eers na die doopwater en die Heilige Gees vervulling. Nou, dan kom ons eers in Christus. Nee, jy kan alleen in Jesus kom as jy saam met hom gekruisig word. Daar is geen ander, want hy het 'n doodskuldig geword waaraan hy geen skuld het nie. Ons is 'n doodskuldig waaraan ons skuld het. En die skuld is die sonde. En daarom moet ons saam met hom sterf aan die kruis. So laat ons saam met hom ook begrawe kan word in die dood. Maar die sterf aan die kruis is nommer 1. Halleluja. En daarom is daar geen veroordeling. Maar die bloed van die kruis en ek in Christus nou, is daar vir my geen veroordeling nie. En nou hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou hier is 'n interessante ding. Begin ek in die gees wandel nadat ek gedoop is met die Heilige Gees? O, nee. Die bloed van Jesus neem my oor van die vleeslike na die geestelike. As ek nie deur die bloed van Jesus gekom het, kan ek my nie laat doop nie. En kan ek ook nie die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, as ek saam met Christus gekruisig is, dan het ek dit gedoen en ek is nou opgeneem in Christus deur die bloed van die kruis. En dit kan jy gaan kyk in die woord van die Here in die Nuwe Testament. So, dit meen, as ek nie deur die bloed kom nie, hier is interessant, as ek nie deur die bloed kom nie, en ek laat my wel met water doop, dan wandel ek nog steeds in die vlees. Want ek het nie in Christus gekom deur die bloed. Halleluja. Die doop kan my nie in Christus sit nie. En ek gaan dit nou vir die meer verduidelik, maar kom ons gaan net verder. Hy sê Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van 'n sondige vlees gestuur het. Nou hier is interessant. Die seun van God het in die gelykheid van die mens, die sondige vlees, het God hom gestuur. Dis waarom hy moes vlees en bloed deuragtig word. En God het hom gestuur om in gelykheid van die sondige vlees, om daaraan gelyk te word. En dit terwille van die sonde, halleluja. So, wat is hier belangrik? Christus moes vlees en bloed aanneem, gelykheid aan die sondige vlees. Terwille van die sonde. Hy moes soos ons word terwille van die sonde. Waar is sonde? Die sonde wat ons het, die sonde wat in ons woon, die sonde wat in ons vlees bly, die kwaad. Terwille van dit moes hy soos ons word. En kom maar sê ek nou vir u, nie die doopwater of die doping met die Heilige Gees kan dit vir my bewerk nie. Dis alleen die seun van God wat vlees en bloed deelagtig geword het, dit meen in gelykheid aan die sondige vlees, die sondige mens, terwille van die sonde.
Hy is gedood, hy is gekruisig, hy is gemartel, hy is gegesel, sy bloed het gevloei, terwille van wat? Terwille van die sonde. Wat ons doen. Die doop kan niks daaraan doen nie. Verstaan dit baie, baie duidelik. Die doop het niks met dit wat Christus, die Vader Christus voorgestuur het, te doen nie. Niks. Die sonde veroordeel in die vlees. Halleluja. Dit meen, en dis waarom hy sê, u het vir my 'n liggaam voorberei. Wat is 'n liggaam? 'n Liggaam van vlees. En jy moet mooi kyk hierna. 'n Liggaam van vlees en bloed. 'n Sondige vlees. 'n Sondige mens. Terwille van die sonde. En hierdie liggaam wat God, die Vader vir sy seun voorberei het, sy naam is Jesus Christus. En dis waarom die engel vir Maria gesê het en vir Josef gesê het, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hy kan alleen ons van die sonde verlos, deur in gelykheid aan die vleeslike mens, vlees en bloed deuragtig te word. Die sondige vlees, die ou mens. Terwille van die sonde, sodat hy ons daardeur kan verlos. Deur wat? Deur sy bloed. Halleluja. Prys die Here. En wat hier interessant is, in hierdie verlossingswerk praat die woord glad nie van die dood. Hy praat ook glad nie van die Heilige Gees. Waarom? Want die offer is die kernbeginsel van die hele saligheid. En dis wat vandag nie meer verkondig word. En nou gaan hy verder die woord. Romeine 8 vers 6, want wat die vlees beding is die dood. En is baie interessant. Die mense wat verkondig, hy wat glo nou na doop sal gered word. Hulle bedink alles vleeslik, want hulle het met die vleeslike doop, hulle dink nie aan die geestelike, wat Christus kom doen het aan die kruis, deur sy bloed te vergiet, om gelyk te word aan 'n sondige vlees, en dat hy daardeur die sonde en die dood en die hel en alles kon oorwin deur die bloed. En dat ons die redding van die dood en van sonde ensovoort deur die bloed en die verlossing deur die bloed ensovoort deuragtig kan word. Dis die geestelike kant. Die waterdoop is vleeslik, is al wat geestelik is in die doop, en dit is, Jesus het hy sê, laat dit nou toe, sodat alle geregtigheid vervul kan word. Geregtigheid is geestelik. En hierdie geestelike geregtigheid word aan ons oorgedra, sodat ons regverdig kan wees, en dit kan alleen gebeur deur die bloed, want ek moet eers deur die bloed van my sonde geregverdig word, sodat ek in geregtigheid kan wandel. En dit, niks met die dood te doen. Kom ons gaan net verder. Hy sê, omdat hy wat die vlees, die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En dan sê Romeine 8 vers, en asseblief waar hy praat van die wet van God nie, praat hy nie van die wet met die 10 gebooie van die Ou Testament nie. As ons net gaan lees in die 2de vers, dan lees ons van die wet van God. Die wet van God is dit. Hy sê dit, hy sê, ek het die eerste vers vir u gelees. Hy sê,
daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou sê die tweede vers, want die wet van die gees, van die lewe in Christus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Halleluja. En dit is God se wet in die Nuwe Testament, die wet van die gees. Hy sê, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God, want dit kan ook nie. Waarom? Die vlees kan hom nie onderwerp aan die wet van God. Waar die wet? Die wet van die gees van die lewe in Christus. Hy kan hom nie daaraan onderwerp nie, en hy wil hom nie daaraan onderwerp nie. Want om by hierdie wet uit te kom, moet jy met Christus sterwe, en jy moet en gekruisig word, en deur sy bloed in hom kom, sodat jy in die lewe van Christus kan inkom, en daarvoor het God 'n wet gegee, en dit is die wet van die gees. En die vlees kan hom nie aan hierdie wet onderwerp nie. Halleluja. Hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Hy sê in Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Naamlik, as die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus het nie, die behoort nie aan hom nie. Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Jesus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Halleluja. Nou hier is 'n interessante ding. En dit is dat die gees wat in julle woon. Nou, vir die gees om in ons te woon, hier moet jy ag opgee. Vir die gees om in ons te woon, moet my liggaam eers 'n tempel van God word. Maar voordat my liggaam 'n tempel van God word, moet hy gereinig word, moet hy geheilig word, moet hy geregverdig word, moet hy geregtigheid aanneem, en hy kan dit, en hierdie liggaam kan dit alleen doen, deur die bloed. Die bloed van die kruis. Maar nie dink dat die gees van God woon in my net sommer nie. Nee. Ek moet saam met Christus gekruisig word, saam met hom sterwe, en wanneer ek saam met hom gekruisig word, dan gaan ek deur die bloed in Christus Jesus. Halleluja. En nou word ek en dit word my tot geregtigheid gereken, en ek word geregverdig van die sonde, en wanneer ek geregverdig is van die sonde, dan is ek heilig, en dan is ek rein, ensovoorts. En nou eers kan die gees in my woon. Dit meen, ek laat my nou doop na dit, en ek ontvang die Heilige Gees, en nou is my liggaam 'n tempel van die Gees, van God, waarin die Gees van die Here woon. Die doop, waterdoop, kan my liggaam nie 'n tempel van God maak nie. Want net die bloed kan my koop. Net die bloed kan my dier koop. Dit sê die woord. Dit meen my liggaam word deur die bloed duur gekoop, sodat my liggaam 'n tempel van God kan word. Jy word nie net sommer 'n tempel nie. Jy moet eers deur die bloed kom, skoon gemaak word, geheilig word, sodat jy 'n heilige tempel is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Waardeur kom hierdie heilige volk? Deur die bloed. Die doopwater kan dit nie doen nie. Die Heilige Gees ook nie. Die Heilige Gees wag vir my en vir jou, sodat my liggaam geheilig en gereinig word deur die bloed van die lam, my siel, alles geheilig en gereinig kan word, sodat my liggaam sy tempel kan word.
Halleluja. En as die Gees in my woon, dan het ek die Gees van Christus, en dan hierdie Gees wat in my woon, hy sal my opwek uit die dode, die dag as ek gesterf het op die aarde, by die wederkoms. En hy sal my sterflike liggaam lewend maak deur sy Gees wat in my woon. Dit meen my sterflike liggaam word elke dag vernuwe, die innerlike mens. Deur wat? Deur die Gees van God. Dit meen elke dag word ek lewend gemaak deur die Gees. Halleluja. Terwyl ek op hierdie aarde is, hierdie sterflike liggaam. En dit is vir my so mooi. Dan sê Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat is die voorneme van sy roep? Halleluja. Hy roep ons, en hy kies ons uit. Maar hier is interessant, wanneer hy my geroep het, en ek neem Jesus aan, en ek word gered, verlos ensovoorts deur die bloed, terwyl ek saam met Christus gekruisig word, en ek sterwe sodat Christus kan lewe, nee. Dan, omdat ek deur die bloed in Christus is, nou het ek deel geword van die uitverkiesing. Dit meen, hy roep my tot redding deur die bloed. Want wanneer ek deur die bloed gaan, saam met Christus in kruisig, en saam met hom sterwe, dan word ek deel van die uitverkiesing wat in Christus is. Die wat hy geroep het, na sy voorneme. Om wat? Sy voorneme is dat ons in Christus moet wees. Dis die roep. En wanneer ons in hom is ons deel van die uitverkiesing. Ook in hom, deur die bloed. Alles werk deur die bloed. 29ste vers. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Jy moet nou baie mooi luister wat hier gebeur. Sodat hy die eerstgeborene kan wees onder die broeders. Nou, die woord vereis van ons. Ek wil hierdie vers weer lees. Dat die volgende met ons moet gebeur. En die volgende wat ons moet doen. 28 vers 29, Romeine. Want die wat hy van tevore geken het, hy het ons eers geroep van tevore. Die voorneme geroep is, wat is die voorneme? Hy sê die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Christus kom in die gelykheid van die sondige natuur, die sondige vlees, die sondige mens, vlees en bloed met sy gees. Hy kom in die gelykheid daarvan. En hy neem die gedaante van 'n diensliggaam. Hy ontledig homself en om gehoorsaam te wees, die gehoorsaam tot die dood van die kruis. Waarom die dood van die kruis? Want die dood van die kruis is die enigste verbinding van die vlees na die gees. Deur die bloed van die kruis. Dis die enigste verbinding wat is. Halleluja. En nou moet ons moet gelykvormig word aan die beeld van sy seun. Wie is die beeld van God, Paulus sê? Hy sê, Christus is die beeld van God. Waarvolgens is die mens in die begin gemaak? Na die beeld en gelykenis van God. Nou moet ons gelykvormig word aan sy beeld en gelykenis. Nou dat ek deur die bloed gekom het, moet ek gelykvormig wees aan die beeld van God se seun. Sodat hy die eerste van die broeders kan wees. Halleluja. Hy moes gelykvormig word, gelykheid van die sondige vlees,
En hy sterwe aan die kruis. En hy word sonde, hy wat sonder sonde was, het God sonde gemaak. Waarvoor? Sodat hy in ons plek kon sterwe en dat ons ook aan die kruis, dat ons ook dan saam met hom gekruisig te kan word, want dis vlees, bloed en ons gees. Saam met hom gekruisig kan word, saam met hom kan sterwe. Halleluja. En deur die kruisiging, deur die bloed, in hom skuil my siel in die skeur van die rots. Wanneer kom ek in die skeur? Wanneer ek deur die bloed gekom het, om saam met Christus gekruisig te word. Dan, nie deur die doopwater, nie deur die Heilige Gees. En hy sê hierdie woorde, dit meen, dis gelyk voor, hy word gelykheid aan die mens. Dis wat ek laas sondig gesê het, dat ons met hierdie gesindheid moet in ons wees wat in Christus was. Al het hy homself gelykgestel aan die magtigheid, het hy dit geen roof geag nie, maar hy het homself onledig deur, in wat? Gelykheid van die mens, as dienster, gehoorsaam te word, tot die dood van die kruis, want die dood van die kruis, laat die bloed in sy volle werking kom, en dit bekragtig die bloed, halleluja. En dis interessant, ek wil weer sê, al die mense kom met een bloed. Christus het dieselfde bloed as ons gehad, maar sonder sonde. En sy eerste bloed het gevloei met sy besnydenis, toe die nuwe verbond in werking getree. Halleluja. So, ons moet gelykvormig word aan sy beeld, sodat hy die eerstgeborene kan wees. Hy sê, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou hier is interessant, ons is weer verordeneer, om wat? Gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Nou, hierdie verordenering sluit vir my verordenering en verordening, en dit sluit dit alles in. En ek wil net hier in die Hebreërs sê, wat het God op ons verordeneer? En die wat hy van tevore verordeneer het, wanneer het God ons verordeneer? Halleluja, ek wil dit net genoem. Hy sê in Hebreërs, die 9de hoofstuk, die 20ste vers, en gesê, dit is die bloed van die testament, wat God met die oog op julle verorden het. Halleluja. Nou, kom ons lees hierdie vers weer. En die wat hy van tevore verordeneer het, hoe verordeneer het? Die bloed van die Nuwe Testament, nou, en die beker met die bloed, en die hele Nuwe Testament is in die bloed. En hy het hierdie bloed verorden op ons. Halleluja. Hy sê, en die het hy ook geroep. Dit meen, die verordening van God het eers plaasgevind. Die bloed. Die bloed is die belangrikste. En nou roep hy, nou sê hy, baie is geroep, min is uitverkies. Dit meen, hy roep baie, om wat? Om hierdie verordening deur te gaan. Hy sê, en nou die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, met wat? Deur die bloed. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So waar kom ons heerlikheid vandaan? Nadat ons geregverdig is van die sonde. En hier is 'n interessante ding. Paulus sê, hy sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid. Maar God verorden die bloed van die ewige testament, die Nuwe Testament, op ons. Halleluja. Hy sê, die het hy ook geroep. Dit meen, geroep. En die wat hy geroep het, die het geregverdig van die sonde. So, die hele,
alles werk, die regverdiging, die geregtigheid ensovoorts, en die heerlikheid, kom alles as gevolg van die bloed. Waarom? Want ons almal het gesondig, ontbreek ons aan die heerlikheid. Maar as my sonde weggeneem word, deur die bloed van die Nuwe Testament, dan sê die Here Jesus, Vader, ek het die heerlikheid gegee wat U my gegee het. Wanneer? Nadat hulle sonde weggeneem, nadat ek gereinig is deur die bloed, nadat ek gewas is in die bloed, nadat ek verlos is deur die bloed, nadat ek die saligheid verkry deur die bloed, halleluja, nadat ek deur die bloed in Christus gekom, aan die kruis, is die sonde totaal weg, en die heerlikheid is terug. Adam en Eva was bekleed met heerlikheid, gaan lees die woord van die Here, maar toe hulle sondig, verdwyn die heerlikheid en hulle stap nakend rond. Hier is 'n interessante ding, jy kan nie deur die heerlikheid sien nie, al was Adam en Eva kaal in die tuin, hulle die heerlikheid gehad, en niemand kon hulle, hoekom kon Adam en Eva nie mekaar se naaktheid sien nie, want die heerlikheid het hulle bedek. Maar toe die sonde na vore kom, toe verdwyn die heerlikheid, en die mens ontbreek aan heerlikheid, en nou is hulle naak. Nou kom die Here, nadat alles, laat ons geregverdig is deur die bloed ensovoort van die sonde, en ons sonde weggeneem is, hy sê, die het hy ook verheerlik. Dit meen, ek het die heerlikheid aan hulle teruggegee, want hulle is vry van die sonde. Halleluja. Daar is soveel dinge wat in werking gekom het, as gevolg van die bloed van die kruis, en dat ek saam met Christus gekruisig word, en saam met hom gesterf het, 'n kruisdood. Romeine 8 vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Halleluja. Hy het sy eie seun nie gesterf nie. Gespaar nie. Waarvan gespaar? Om die kruisdood te sterwe. Om te sterwe ter wille van die sonde van die mens, van hierdie sondige vlees. Ter wille van die sonde het hy kom sterwe. Ter wille van dit wat Adam en Eva begin het, daarvoor kom sterwe hy. Hy het geen skuld daaraan nie. En net deur die bloed kan die sondige vlees en die sonde weggeneem word. Die sonde veroordeel in die vlees, en deur sy bloed neem hy dit weg. Halleluja. Ek wil net dit sê, die Here Jesus Christus red net deur sy bloed. Hier is 'n baie wonderlike ding. Waarom het God sy seun aan die kruis? Waarom het God sy seun aan die kruis en in die hemel in sy bloed voorgestel? Jy moet baie mooi luister. Hy sê in Romeine 8 vers 15, dink ek, as ek dit reg het, hy sê hierdie woorde, hy sê, maar God het hom in sy bloed voorgestel. Waar? Aan die kruis. Ja. Christus het 'n skouspel geword vir die wêreld. Aan die kruis. Maar in hierdie skouspel het God sy seun in sy bloed voorgestel aan die hele wêreld. Ek wil net vra, waarom het God sy seun nie in die doopwater voorgestel? Waarom het God sy seun nie in die Heilige Gees aan die wêreld voorgestel? Want net die bloed alleen kan vir die mens die saligheid gee, en net deur die bloed kan ek saam met Christus gekruisig word deur sy bloed in hom. En alles, die saligheid, die verlossing, alles is in Christus, is in sy bloed. En nou is ek deur die bloed ook in Christus, en in Christus vind ek die saligheid, die oh, halleluja. Ek wil hier met baie mooi luister. In Christus vind ek die saligheid deur sy bloed. In Christus vind ek die verlossing deur sy bloed. In Christus vind ek die redding deur sy bloed. En dis alles aan
die kruis. Paulus sê, ek moet dag vir dag sterwe, sodat Christus kan lewe. Hoe sterf ek? Ek sterf die kruisdood van Christus dag vir dag. Oh, halleluja. 1 Korintiërs 2 vers 2. Want ek het my voorgenem om niks anders onder te weet as Jesus Christus en hom as gekruisig. Nou sê Handelinge 4 vers 10, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareër wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het. Nou wanneer hy praat van kruisiging, praat hy ook van die dood. Daar is nie iets anders nie. Nee. Hy sê deur hom, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Wat? Jesus as gekruisigde, wat sy bloed gestort het, deur sy wonde het daar die genesing gekom, wat God uit die dood het opgewek. Dis waarom hierdie man gesond voor julle staan. Ek wil net met nou baie mooi is. Die genesingskrag en alles lê in die bloed. Toe doop die Here met die Heilige Gees en die Heilige Gees deel gawes aan die mense uit soos wat hy wil. Maar hy kan dit alleen doen as jy deur die bloed gekom het. Halleluja. En jy kan maar gaan kyk die vrug van die Gees op. Jy kan alleen die vrug van die Gees hê as jy deur die bloed eers gekom het. Halleluja. Alles is verbind met die bloed. Die doop is ook verbind met die bloed. Dis waarom die skrif sê, bekeer jy, laat julle doop in die naam van Jesus tot vergifnis van sonde. Dit meen selfs deur die doop, omdat daar vergifnis is deur die bloed van die kruis. En ek deur die bloed gekom het. As ek my nou laat doop, werk die vergifnis nog steeds verder. Halleluja. Werk die redding nog steeds verder. Werk die vrymaking nog steeds verder. Wanneer gedoop word die Heilige Gees, dan werk die vergifnis deur die bloed nog, dan werk die reiniging deur die bloed en die verlossing deur die bloed en die saligheid deur die bloed. Ek meen, alles werk nog steeds. Maar die bloed, ek moet eers deur die bloed kom, sodat die doop ook kan werk tot vergifnis en die Heilige Gees kan werk tot vergifnis. Halleluja. Ek hoop jy verstaan het. En die redding, ek moet eers gered word deur die bloed voordat die redding deur die doop, soos hulle dit noem, ook kan voortwerk. Maar dit werk deur die bloed voort. Halleluja. Enige vorm van redding in die Nuwe Testament. Ek moet eers deur die bloed gered word voordat hierdie reddings kan werk vir my. Ek moet eers deur die bloed vergewe word voordat alle ander vergifnis kan werk. As ek my broer teen my sondig en die woord sê ek moet hom 70 maal 7 eendag vergewe. Hoe vergewe ek hom? Ek vergewe nie. Ek vergewe hom omdat daar vergifnis in die bloed is. Dit meen die vergifnis werk deur my omdat ek die vergifnis van die bloed teenagtig geword het. Nou kan die vergifnis verder deur my werk, deur die bloed, en vir ander een te sê, ek vergewe jou. Verstaan julle dit nie? Die doop kan jou nie red nie. Daar's reddingsvermoë omdat alles deur die bloed gekom het. Halleluja. Maar die woord sê, Petrus sê, want hy sê, baie van julle het kortsigtig geword, want julle die reiniging van julle vorige sondes vergeet. Die kerk het sy reiniging vergeet van hulle vorige sondig. En nou preek hulle, bekeer jou, glo en laat jou doop en jy sal gered word. Halleluja. Die reiniging van sondes het hulle totaal vergeet. Dit meen, jy wat verkondig, glo en laat jou doop, jy kortsigtig geword deur te sê, en jy sal gered word. Want jy die reiniging van sondes vergeet, en dit het plaasgevind aan die kruis. Nou net gou verder gaan. Halleluja. Hy sê, Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet dat ons
oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien. Wat het gebeur aan die kruis? Die liggaam van die sonde is tot niet gemaak. Sodat ons nie meer die sonde kon dien nie. Weet jy wat vir my die tragiese ding is? Ek meen, ek het daar in Wolmaranstad pastoor gewees vir amper 33 jaar. En ek het 'n paar mense gedoop, want ek het nie sommige mense gedoop nie. Maar ek sou nou die een vrou wat ek gedoop het, of dan het haar in die Vaalrivier gaan doop, daar by Botawil se berg. Hele paar kilometers van Wolmaranstad. Maar in elk geval, toe ek al klaar gedoop het, toe sê hierdie vrou vir my iets skokwekkend. Toe sê sy sê, pastoor, jy moet net weet, ek gaan nou meer sondig. Ek gaan nou meer sondig. Want ek is nou gedoop en nou gaan die duiwel my baie aanval. So ek gaan nou meer sondig. Toe sê ek van my suster, dit werk nie so. Dit werk nie so nie. As jy gedoop word, dan is jy deur die bloed klaar verlos. Dan laat jy jou doop. En dan kan jy nie meer sondig. Die woord sê, jy moet nie meer sondig. En wat het gebeur? Sy het alweer begin sondig nadat ek gedoop het. En ek het in daardie dag besef dat om net iemand te doop en hy dra nie die vrugte van bekering, die bewys daarvan dat hy deur die bloed gered is nie, moet hom nie doop nie. En vandag sê hulle dit. Nee, laat jou doop. Jy sal gered word. Want die verlossing van die sonde en die vrymaking van die sonde vind na die doop met tyd plaas. Die Here weet. Waarmee is die mens besig? Waarmee is die kerk besig? Die doop kan nie vir jou verlossing bring nie. As jy as 'n nat sondaar gedoop word, as jy gedoop word as iemand wat nog nie deur die bloed gekom het, jy hoor wat ek nou vir jou sê. Jy sal as 'n nat sondaar uit die doopwater opstaan en jy sal nou meer sonde doen as wat jy gedoen het. Want die doop kan jou nie verlos van die sonde. Nou sê jy, ja, maar as jy my laat doop, het ek my met Christus bekleed. Jy kan jou alleen met Christus bekleed deur die doop. As jy die ou mens, hoe sê hy hierso, wil ek weer lees, die liggaam van die sonde tot niet gemaak het, waaraan aan die kruis, om saam met Christus gekruisig te word, en op die kruis dood te sterwe, maak jy die sondige liggaam dood. En nou eers kan jy hierdie dooie mens begrawe. En dit gebeur alleen deur die bloed. Hy sê, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Dit meen deur die kruisdood, deur die bloed, kan ek hierdie ou mens doodmaak, en die bloed regverdig my van die sonde, ek word gered en verlos deur die bloed, en nou kan hierdie ou mens, wat nou dood is, hy kan nou nie meer sondig nie, as gevolg van die bloed. Halleluja. Nou sê Paulus 1 Korintiërs 1 vers 13, is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Nee, Paulus sê, nee, ek het nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, sodat die woord van die kruis nie verydel mag word. Dit en Paulus het gesien, hierdie doop is 'n groot gevaar vir die hele Christendom. Ander het mense gedoop in hulle naam. Jy kan dit nie glo nie. En daarom sê Paulus, ek het nie gekom om te doop nie, want wat is die mens besig om te doen? En vandag is dit dieselfde. Hulle doop nie. En hulle doop net. En as jy van vra,
het jy tot bekering gekom en sê, nee, ek het oorgegaan na die Pinksterkerk en ek het my laat doop. Dis al wat getuienis wat die sondaar het vandag. Hy gaan oor na 'n ander kerk toe en laat hom doop. En nou sy gered. Paulus sê, ek het nie gekom om te doop nie. En lyk by die kerk het net een ding wat hulle vandag doen. Hulle doop net mense. Ek weet, ek was in die vergaderings gewees, toe hulle gesê dat ons moet ten minste 12 mense 'n maand doop. Toe sê ek van julle kan dit vergeet. Ek gaan nie eens vir julle verslag stuur nie. Want ek sal nie iemand doop as ek nie weet, hy het waarlik gekruisig saam met Christus en hy het gesterwe saam met Christus aan die kruis nie, en hy het nie deur die bloed gekom nie, en hy is nie verlos en gered en vrygemaak nie, en die saligheid hierachter, dan ek sal hom nie doop nie. Hulle was ongelukkig met my, maar ek het dit nooit gedoen nie. Halleluja. Ek weet, hulle het jare gewag voordat ek iemand gedoop het. Kom ons gaan dit verder. Maar dis vandag 'n lekker ding wat hulle doop die mense om lidmate in die kerk te kry. En so maak hulle gemeentes vol. Die Here weet. Halleluja. Daai lidmate gaan eendag voor julle ouens wat so doop. Daai klomp lidmate vir jou gaan voor jou staan en die Here God gaan voor jou staan en hy gaan vir jou sê, wat het jy gedoen? Gaan weg van my, jou werker van ongeregtigheid. Want om mense te doop wat nie deur die bloed gekom het nie, is jy 'n werker van ongeregtigheid. Want net die bloed kan ongeregtigheid verwyder uit 'n mens se lewe. Hy sê, want ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Griek. Dis interessant. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Halleluja. Hoor dit sê Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Hoe kom Christus in my? Hoe? Hy het vlees en bloed deelagtig geword. En die oomblik as ek in hom kom, deur sy bloed aan die kruis. Hy is, nou is ek verbind met sy bloed en my bloed met sy bloed en nou is hy outomaties ook in my. Halleluja. Hy sê, maar Christus leef in my en die lewe wat ek in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hoe het hy homself oorgegee? Deur aan die kruis te sterwe, deur die kruisdood te sterwe, deur sy bloed te vergiet. Halleluja. Sodat ek deur die geloof in die Seun van God kan lewe. Geloof bring my by Jesus as gekruisigde. En Jesus as gekruisigde bring my die geloof wat ek in God het. Halleluja. Dit is wonderlik. Hy sê, Galasiërs 3 vers 10, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus afgeskilderd is as onder julle gekruisig. Dit meen, dis vir julle voorgestel, afgeskilderd. Die boodskappe wat julle gehoor het, dit het Christus afgeskilder as 'n gekruisigde, dat deur sy bloed is daar redding, verlos en vrymaking, en jy moet saam met hom gekruisig. Hoe dwaas is julle? Julle sien dit, en julle verwerp dit. Die kerk sien dit, die Pinksterkerk sien dit, en hulle verwerp dit. Al hierdie mense wat groepe maak om vir die Here iets te doen, hulle sien dit, maar hulle verwerp dit. Glo en laat jou doop en jy sal gered word. Dis al wat hulle kan verkondig. Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Galasiërs 6 vers 14. Maar nou wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Ek wil net vinnig iets sê.
God die Vader stel sy seun voor in sy bloed. Ek gaan nou nie al die verse lees nie. Daar's 'n hele paar verse. Hy stel sy seun voor in sy bloed. Hoe doen God die Vader? Deur hom aan die kruis vas te naal. Maar toe hy vasgenaal word, toe word hy, wat sê die woord? Al hulle 'n skouspel vir hom. En die duiwels lag en spot, as hierdie Christus is kom van die kruis af, hy word 'n skouspel. Maar dit is presies waar God die Vader hom wil gehad het, aan die kruis in sy bloed, sodat hy Christus in sy bloed voor kon stel aan die wêreld. Die lam wat geslag is. En hier is 'n interessante ding. God het hom voorgestel in sy bloed in die hemel. Dit meen nadat Jesus opgestaan het uit die dood, toe sê hy vir moeder, vir Maria Magdalena, baie interessant, moenie aan my raak nie. Waarom? Waarom nie? Jy kan nie aan my raak nie, want jy wat onrein is, as jy aan my vat nou, dan is dit onreinheid wat in my is, wat aan my vat. En ek mag nie nou iets aanraak wat onrein is nie. Ek moet met my eie bloed nou voor, dit wat heilig is, en skoon is, en sonder sondes is, waarvoor ek gesterf het, sodat jy gered kan word. Ek vat dit nou na die Vader, sodat dit deur die Vader bekragtig kan word, en aangeneem kan word. Dan sal ek terugkom, en dan kan julle aan my vat. Halleluja. Nadat dit in die hemel opgeneem is, en deur die Vader bekragtig is, halleluja, maak het nie saak of julle my daarna aan my raak nie, julle kan my niks meer aandoen nie, dan kan geen onreinheid aan my kleef nie, as gevolg van die bloed, van die kruis, wat die Vader bekragtig het. Oh, halleluja. As die kerkwêreld net wil weet wat die Here Jesus werklik vir hulle gedoen het, deur die kruisdood, maar hulle wil dit nie meer hê nie, en dan is daar natuurlik, hy sê, ek wil dit lees, Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien, en kyk in die middel van die hemel, van die troon, en die 4 lewende wesens, in die middel van die ouderlinge, staan 'n lam asof hy geslag is. Dit is hoe Christus met sy eie bloed voor die Vader verskyn het. 'n lam wat geslag is. En God stel hom in die hemele voor, in sy bloed. Halleluja. Dis waarom hulle gesê, u is geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam, volk, nasie en taal. Die doop kan jou nie koop nie. Die dooping met die Heilige Gees kan jou nie koop uit elke stam, volk, nasie en taal nie. Net die bloed kan jou koop. Nou sê op 'n plek, wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Christus het homself gegee as 'n losprys vir ons siele. Maar wat sal ek en u gee vir die losprys van ons siele? Deur onsself te gee, om saam met Christus gekruisig te word, saam met hom te sterwe, saam met hom begrawe te word, saam met hom sal opstaan in 'n nuwe lewe. Ek moet my siel gee as 'n losprys, deur saam met Christus te sterwe, deur die bloed te kom in Christus. Wat gee julle vandag as losprys? Julle sal julle lewe gee om geld te maak. Bedrog pleeg, onregverdige wins doen. Ek weet allerhande goed, hulle doen dit by kerkkampe. Besigheidsmanne maak besigheids by kerkkampe. Hulle sal hulle siele gee daarvoor. Wie van julle is bereid om jou siel te gee as 'n losprys, deur jouself saam met Christus te kruisig, dus saam met Christus te sterwe, die kruisdood, sodat jy deur die bloed van die kruis in Christus kan kom, sodat jy deel kan word van sy bloed. En dan die volgende deel, wanneer hy homself voor gaan stel in sy bloed, en dis vir my so wonderlik, 3 maal. Die 3de maal sal kom met die wederkoms na die verdrukking. Nie voor die verdrukking nie, na die verdrukking.
Nou, ek wil dit so sê, God het sy seun voorgestel in sy bloed met die wederkoms. Hoor wat sê die woord. Hebreërs, Openbaring 19 vers 2. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskryf is, wat niemand ken nie behalwe hy self. Die volgende vers antwoord alles. Die 13de vers. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. 'n kleed wat in bloed gedoop. As ons kyk na die bassein sal blaas. Ja. En hy sal kom in heerlikheid en in krag. O ja! Maar weet jy wat gaan bo dit alles uitstaan? Hy sê, nee, wat, ek wil dit net lees. En sy naam is die woord van God. Dit is wat die vers is. Dit meen, hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God. Dit meen, daar op die wolke van die hemel, terwyl hy kom, het hy 'n naam, die woord van God. En hierdie woord het 'n kleed aangehad wat met bloed gedoop is. Dit meen, met sy wederkoms gaan hy God die Vader, sy seun, weer voorstel in sy bloed. En die woord sê, oh, halleluja. Die Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolk en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom berou bedryf. Waarom sal die geslagte van die aarde, dit meen die Israeliete, oor hom rou bedryf? Wanneer hulle hom sien op die wolke met 'n kleed aan wat in bloed gedoop is, sal hulle uitroep, dit is hy wat ons deursteek het. Dit is hy wat ons gekruisig het. En die geslagte, dit meen die Israeliete, die geslagte en die stamme van hierdie aarde, sal oor hom rou bedryf, en hulle sal bely dat hulle het hom deursteek, hy was onskuldig geweest. En dan sê die woord in die Ou Testament, en God sal hulle bloedskuld van hulle af wegneem. Waarom? Omdat hulle hom sien in sy bloed. En hulle begin rou bedryf, en uitroep vir genade, en dat hulle vergewe moet word. Dan sal die bloed van die Here Israel red in een dag. Wil dit weer sê, die doop kan dit nie doen. Die Heilige Gees kan dit nie doen nie. Jy roem verniet op die doop. Jy roem verniet op die Heilige Gees. Want die doop en die Heilige Gees kan net saam met die waarheid getuig. En die waarheid is dit. Dit kan net deur die bloed plaasvind. Wat 'n dag sal dit wees? Ek sê dit altyd, die wederkoms van Jesus. Nou sê hulle, ja, die wederkoms is net vir die Israeliete. Halleluja, ek is so dankbaar. Prys die Here. Ek gee nie om deur die groot verdrukking te gaan nie. Want as die Here my net kan spaar, dat ek in die lewe kan bly totdat die Here Jesus kom na die verdrukking. Want ek wil die heerlikheid aanskou van die aarde. En sien hoe 'n hele volk op een dag gered kan word. Ons gaan die grootste herlewingsdiens beleef wat daar ooit op hierdie aarde was. Om te dink dat een volk in een dag gered kan word. Maar hy sê het ook in Daniël, hy sê sommige tot die ewige lewe en sommige tot die ewige dood. Dit meen, selfs onder die Israeliete sal sommige na die ewige verderf gaan. Maar die wat lewe. Oh, halleluja. Om te dink dat die Here Jesus aan hulle sal verskyn in sy eie bloed. Die dag wanneer hy kom op die wolke van die hemel.
As so baie dinge wat ek graag vir u wil gee, maar ek sal nie kan verder gaan. Maar ek wil net dit sê. Vestig jou aandag. Saam met Christus gekruisig. Saam met hom te kan sterf. Sodat jy, en alles vind deur die bloed plaas. In hom, deur hom, tot hom, hy in ons, hy in die Vader. Ons saam met hom in die Vader in hom, en die Vader in ons, die Heilige Gees in ons, halleluja. Dis alles bewerk deur die bloed. Die doop is om alle geregtigheid te vervul. Nadat ons geregtigheid deur die bloed verkry het, regverdig maak deur die bloed. Nou laat ek my doop en nou vervul ek alle geregtigheid. En dit is waarom die apostels gesê het, en jy sal gered word. Nee, want as gevolg daarvan, dat die geregtigheid deur die bloed plaasgevind het, ons regverdig is deur die bloed. Nou kan ons laat doop om alle geregtigheid vervul te word. Dit meen daar is soveel krag in geregtigheid deur die bloed, dat as jy jou laat doop, is daar vir jou redding. Maar dis nie die redding waarvan die woord praat, om in Christus te kom. Dit is redding van, die geregtigheid is vervul. En as jy alle geregtigheid vervul, dan is daar vir jou redding. Halleluja. Wat is redding? Redding van die wit troonoordeel. Dit meen, die sonde is, ek is geregverdig van die sonde, ek het alle geregtigheid vervul deur die doopwater, en nou is daar vir my, en ek word nou gered van wat? Van die komende oordeel. Dit meen, daar is geen veroordeling vir my. Daar is geen oordeel vir my. Daar is niks nie. Die toorn van God is nie daar vir my. Halleluja. Ek vervul deur die doop net al die geregtigheid, wat alreeds deur die bloed bewerk is. Halleluja. Prys die Here. Onthou hierdie dinge, sodat jy ten volle kan lewe in Christus en beweeg terug na die kruisdood en jy moet sterwe. Gee jou siel as 'n losprys. Gee jou dit wat die Here sê, wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Gee dit, hierdie losprys, jouself, deur gekruisig te word saam met Christus, te sterwe saam met hom, en dan begrawe word saam met hom, dan saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe. Gee jou siel as 'n losprys, deur die bloed. Prys die Here. Vader, ons wil U eer en loof vir U wonderbare woord. Ons dank U dat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid, sodat ons met reg kan verstaan waarom U seun in die gelykheid van 'n sondige vlees gestuur. Terwille van die sonde. Baie, baie dankie dat U so wonderlike God is. U seun nie gespaar. En dat ons deur sy bloed duur gekoop is uit elke stam, volk, nasie en taal. Dat ons wit klere kan aan om voor die troon van God te vergaan. Alles deur die bloed. En ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen.